Maar ek dink nie dit was Jesus se intensie om ons meer geestelik te maak per se nie. Dit doen. Dis die neeweffek of nie die neeweffek nie, die bysaak. Ek dink wat meer belangrik is dat hy ons wou kragtig maak, nie net geestelik nie, kragtig maak. En so, ek het vergeet om my handboord te bring, maar ek het laas Sondag by Huis van Restaurasie het ek so 2 jong manne gehad en ek het die een man 'n skroewedraaier gegee met so 'n lang skroef om hom in 'n plankie in te draai. En wie van julle het dit al probeer doen? Dis 'n pynlike job, net Donnie. En toe gee ek vir die ander ou my lekker Bosch, ek dink is 'n 18 volt handskroewedraaiertjie, soos 'n boor. En daai man het binne letterlik sekondes het daai selfe skroef in daai plankie ingesit. En ek dink soveel keer loop baie van ons rond en ons karring nog voort met 'n handskroewedraaier, Piet. Dit is dan maar frustrasie om die regte jobs met die verkeerde tools te probeer doen. En die Here wil vanoggend kom en op hierdie Pinksterdag wil hy vir ons herinner, vir jou en vir my, en wil hy sê, onthou, ek het vir jou kraggereedskap gegee. Ek het vir jou die power tools gegee. Jy sal krag ontvang, man. Krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. En baie van ons is moontlik nog versigtig vir die Heilige Gees, want ons het dalk 'n Pinksterbelewenis gehad, of ons het dalk gesien mense doen vreemde goed onder die invloed van die Heilige Gees, en party was dalk onder die invloed van die heilige vlees, ek weet nie. En daarom is ons versigtig vir die Heilige Gees, en ons hou so 'n bietjie terug. Maar Jesus sê, die nommer 1 ding wat gaan gebeur as die Heilige Gees oor julle kom, is dat julle sal krag ontvang. En daardie krag is, soos ek gesê het, nie net om meer geestelik te wees nie, maar is om meer kragtig te wees. Met ander woorde, in my huwelik wil die Here hê ek moet meer kragtig wees deur die krag van sy Heilige Gees. In my huis wil die Here hê ek moet meer kragtig wees. By die werk, in my besigheid, as ek by die skool is of by die bank of wat ook al my portefeulje of my verantwoordelikheid is, God wil my meer kragtig maak, nie meer geestelik nie. Geestelikheid help, maar ek ken baie mense wat baie geestelik is, maar swak karakter het, of wat nie kragtig is nie. En Jesus waarsku ons dat, en hy sê, julle het 'n vorm van godsdienst sonder krag. So, Jesus is nie, hy het nie vir ons die Heilige Gees gegee om ons meer godsdienstig te maak nie, maar om ons kragtig te maak. En Petrus bevestig dit, hy sê, as ek dit net gou lees, in 2 Petrus 1 vers 3, hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. This divine power has given us all things pertaining to life and godliness. En so die Heilige Gees gee vir ons alles wat ons nodig het. Ek het hierdie al van tevore gesê, maar ek wil dit net weer as 'n illustrasie gebruik. Wie van u dink daar's enige probleme in die hemel? Ek dink nie daar kan 'n probleem in die hemel wees. Want as jy genoegsame wysheid en krag het, is daar geen probleem nie. Ek het die illustrasie gebruik, my skoonpa en al my swaars, hulle kan enige ding regmaak, 'n kar se engine overall, trekkers overall, hulle is soos Piet, hulle kan enige ding regmaak. Nou as ek nou saam met Piet hier in Afrika opvaar met 'n half semi-onbetroubare kar, wat jy weet hy gaan met jou breek, jy weet nie waar en wanneer nie. Wie van julle het al met so 'n kar gery? Dis nie lekker vir die confidence nie. Maar as ek nou so saam met 'n ou soos Piet, en hy het darm 'n draad en 'n tang en 'n hamer en 'n ding en 'n spanner of 'n shifting, dan gaan ek bietjie meer confidence wees, want ek weet dit wat vir my 'n probleem is nie vir Piet 'n probleem nie, want Piet het die meganiese wysheid en krag om daardie ding reg te maak. Is dit waar? Nou, wie van julle weet, in die hemel is daar geen probleme nie, want die hemel het die wysheid en die krag om enige denkbare probleem wat ek en jy op aarde trotseer, op te los. En dis presies wat Petrus hier skryf. Hy sê, his divine power has given us all things pertaining to life. Wat ook al jy nodig het, daar's 'n antwoord voor. Wat ook al jy nodig het, daar's krag voor. Daar's wysheid voor. Nou sê hy dit in 1 Korintiërs 12 vers 7, elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. En dan begin hy hulle te lys, aan een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en dan gaan hy aan 'n woord van kennis, 'n woord van profesie, en dan lys hy die geestelike gawes. Maar ek wil stil staan by daardie deel wat sê, elkeen ontvang 'n manifestasie.
Ander vertaling sê, elkeen het 'n gawe ontvang, of elkeen het 'n werk ontvang, soos 'n manifestasie. En daardie woord manifestasie beteken om lig te laat skyn. Dis jou power tool. Draai bietjie na jou buurman of buurvrou toe sê, hey buurvrou, buurman, jy het 'n power tool ontvang. Die boodskapvertaling sê dit so mooi. Hy sê die Heilige Gees gee aan elkeen van ons gawes sodat ons die res van die gemeente daarmee kan help. Nou, nie almal van ons gaan wêreldbekende kunstenaars word nie. Nie almal van ons kan dans soos wat Hillary nou gedans het nie. As ek so moet dans, dan gaan ek my pankreas verstuit. Okay, dit gaan nie lekker werk nie. Nie almal van ons kan sing soos Beryl sing nie. Nie almal van ons kan so vinnig hardloop soos wat Usain Bolt gehardloop het nie. Party van ons moet nie sing in die publiek nie, sonder met 'n mikrofoon nie. Ons net in die stort sing. Maar elkeen van ons het iets ontvang, sê die woord. 'n gawe, 'n manifestasie, 'n werk om die gemeenskap te dien, om die gemeente te dien en om God te verheerlik en om vir die wêreld te wys wie ons God is. So skyn jou lig. Moenie onkundig wees nie. Daardie woord manifestasie beteken om lig te skyn. Nou wie van u kan onthou in die wetenskapklas het die meneer of die juffrou so 'n prisma gevat, dan skyn hulle wit lig aan die een kant in en aan die ander kant van die prisma dan gaan hy so uit in die kleure van die reënboog. Dit is die prentjie wat ek het. Is elkeen van ons verteenwoordig een van daardie kleure van die reënboog. En wanneer ons hom van die ander kant af terugskyn en hy gaan weer deur die prisma, dan maak hy weer perfekte lig. En vir ons wêreld om die lig van Jesus te sien, vir ons wêreld om te sien wie Jesus regtig is, het hy nodig dat elkeen van ons lig skyn. Dat elkeen van ons die manifestasie, die gawe, want dit is 'n manifestasie, maar dit beteken om lig te skyn. As jy nie jou lig skyn nie, dan is daar 'n deel van Jesus wat onsigbaar bly vir ons wêreld. As jy nie in jou gawes opereer nie. En daarom sê jy sal krag ontvang sodat jy my getuie kan wees in jou dorp, in jou Jerusalem, in jou Kimberley, in jou Noord-Kaap en tot aan die einde van die wêreld. Nou wie van u sien jouself as 'n evangelis? Waar's die evangeliste? Jy moet 'n paar evangeliste wees. Is dit 'n bange? Dis nie iemand wat 'n evangelis is. Jogg, in hierdie diens is daar geen iemand wat ek gaan wil. Okay. So, meeste van ons vind dit bietjie intimiderend om uit te gaan en op die straat sommer net met iemand te praat en te getuig of aan iemand se deur te gaan klop. Okay. Maar weet jy, dis nie die enigste manier wat ons kan getuig nie. Hy sê jy sal krag ontvang om 'n getuie te wees. As jy op 'n skoolraad dien en jy opereer in die wysheid van God en een van die wysheidgawes of van die gawe van leierskap of 'n onderskeiding, dan is dit 'n getuie van wie God is daar. Selfs op die sportveld, selfs in die area van jou werk. En so as ek en jy ons gawes gebruik, dan ontvang ons die krag van God om 'n getuie te wees deur ons gawes, om sy lig te laat skyn. So God roep jou en my om ons lig te laat skyn en nie onkundig te wees nie. Paulus skryf en hy sê moenie onkundig wees aangaande die gawes nie. Nou daar's 'n groot onkunde in ons wêreld rondom die gawes. Weet jy dat navorsing wys dat slegs 20% van wedergebore Christene weet wat hulle geestelike gawes is? So as ons 100 mense, ek dink ons is 'n bietjie meer as 100 mense, maar as 100 mense hier sou wees, dan weet net 20 uit ons 100 uit wat sy geestelike of wat haar geestelike gawes is en opereer daaraan. Wat van die ander 80? Nou, ons kan opgewonde wees oor die 20 en ons is, maar ek is hartseer oor die 80. Ek is hartseer oor die 80 wat nie weet is wat die lig, die manifestasie wat God vir hulle het en dit dan skyn nie. Hoekom nie? Ek wil vir jou gou 'n beeld wys. Dis 'n prent wat my seun Daniel geskets het oor Jesus. Hy het hom geskenk vir die Hatfield Kerk in Pretoria. So 'n groot canvas. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Kan ons die Here 'n handeklap gee vir mense wat kreatief is?
Jy weet, as ek Jesus moet teken, dan moet ek hom aan 'n kruis teken, want al wat ek kan teken is 'n kruis. Jy weet, dan laat dit daarom lyk soos Jesus, anders sal niemand weet dis hy nie. Okay. Maar prys die Here vir mense. Ek het daarso nou daai selfe beeld van Daniel net deur AI gesit en gevra hulle moet hom vir my in 'n puzzle omskep. Nou dink gou saam met my, as elkeen van ons, en daar's baie ander gelowiges, maar as elkeen van ons 'n blokkie voorstel, wat gaan gebeur as jy een blokkie uithaal? As jy een blokkie uithaal, dan gaan jy nog steeds sien dis Jesus. Dit gaan so 'n bietjie minder duideliker wees. En wat gaan gebeur as ons 80, daai is 100 blokkies as ek reg is, dan gaan vir ons na die volgende skyfie toe. As ons 80 blokkies wegvat, en daar is minder as 80 wat ons daar weggevat het, maar sien jy wat gebeur? Die beeld van Jesus raak onduideliker. En nou sit jy daar en sê, maar Pastor Jan, ek is 'n introvert, ek kan nie op die verhoog staan nie, maar nie almal van ons hoef op die verhoog te staan nie, maar elkeen van ons het iets om aan te bied, sodat ons die beeld van Jesus na buite straal, sodat ons die puzzelblokkies volmaak. Gaan weer terug na die vorige skyfie toe, sodat ons Jesus wys vir ons wêreld, sodat hulle kan sien die beeld van Jesus. Dis hoekom ons die gawes ontvang het. Daar's 4 redes, of 4, wat is 'n gawe? Ekskuus, nommer 3, wat ek wil uitlig, wat is 'n gawe? Dit is 'n goddelike vermoë, vinnig net, wat aan 'n persoon gegee word, om God se lig te laat skyn, om mense te dien en die plaaslike gemeente te bou. Dis 'n goddelike vermoë, met ander woorde, die vermoë kom van God af, wat aan 'n mens gegee is, om God se lig te laat skyn, om heerlikheid aan God te bring, om te wys wie God is, om mense te dien en om die plaaslike gemeente dan te laat groei. En so, baie keer het ons gedink, veral in die charismatiese beweging, amper dat die gawes raak soos partytriks vir die evangelis en vir die profeet. Sodat hy nou hier kan kom en 'n verskriklike profesie doen en iemand gesond maak en almal oe en en ons stap hier weg en ons dink, Jesus, daai is 'n groot godsman. En die Here het mense besonderlik begaaf in sekere areas. Maar dit is nie die doel van die gawes, sodat die evangelis en die profeet partytriks het nie, as jy hoor wat ek sê. Die doel van die gawes is om elke gelowige toe te rus, om sy lig te laat skyn en ons wêreld te wys wie Jesus is. En toe Jesus op die aarde geopereer het en geleef het, het hy in al die gawes gevloei, want die Bybel leer vir ons in die boek van Kolossense, die volheid van die godheid was woonagtig in Jesus gewees. En so waar ook al Jesus gaan, het hy in die nodige gawes gevloei om God te manifesteer vir daai situasie. So ek vra die vraag, wat is die belangrikste gawe? Help my bietjie, wat dink u is die belangrikste gawe? Ons weet profesie word so 'n bietjie uitgelig. Hy sê beywer jou vir die gawes. Ons gaan nou daarna kyk, veral om te profeteer, want profesie het 'n manier om God se hart mooi te verklaar. Maar wat is die belangrikste gawe? Kan ek 'n voorstel maak? Die belangrikste gawe is die gawe wat in hierdie situasie nodig is om God se hart en sy karakter te manifesteer. En so daar is nie een gawe wat meer belangrik is as 'n ander een. Ek kyk na my vrou en sy het 'n gawe wat ek sukkel mee. Sy het die gawe van gasvryheid. Nou die gasvryheid gawe beteken nie jy eet te veel boontjies en dan is jy gasvry nie. Okay. Gasvryheid is hospitality. En sy het daai gawe, want as sy mense ontvang, voel hulle so welkom. Ek sien in haar salon, dan kom die mense in en sy maak vir hulle koffie en sy gee vir hulle liefde en dan begin ek die vrouens hoor, dan begin hulle uitpak hier oor hulle lewe. Dan dink ek kry nie in die beradingskantoor mense wat hulle harte so oopmaak soos wat sy in haar salon kry nie. Dis die gawe van gasvryheid wat daar so opereer. Hy hoef nie op 'n verhoog te wees nie. Party van ons het die gawe van dienaarskap. Iemand kan jy in die middel van die nag bel of op die mees ongeleë tyd en hulle het moeilikheid met 'n kar of vir dit of 'n kind en jy's binne minute is jy aan en jy's daar by hulle en jy val daarin en jy's nooit op die verhoog nie, maar jy het die gawe van diensbaarheid. Is daar iemand wat daai gawe het? Gawe van diensbaarheid. Jy help mense maklik, kom soos tweede natuur. Die belangrikste gawe is die gawe wat op daardie stadium die nodigste is om Vader se hart te wys. En daar's 32 gawes in die skrif en ons gaan hulle vandag almal toets.
En so, net vinnig, net die skriftelike agtergrond, daar is 4 groepe gawes in die woord, die motiverende gawes, dit kom voor in Romeine 12, en dan in 1 Korinte 12, die geestelike gawes. Nou, 'n motiverende gawe is 'n natuurlike gawe, almal van ons is gebore, selfs voordat jy wederbaar was, het jy 'n gawe gehad. Wie van julle weet dat party mense is begaafd met leierskap? Onderwysers, jy kry onderwysers, hy hoef nie gered te wees nie, maar daai onderwyser is net besonder gegaaf om onderwys te gee. En so kan ons aangaan, administrasie. Ek het geleer, administrasie is 'n gawe. Ek kan so 'n bietjie admin doen, maar man, ek is gedreineer as ek met admin doen. As ek 2 ure admin gedoen het, dan voel ek of ek 'n week lank 'n pik geswaai het. Waar is die ouens wat weet hoe ek voel? En dan doen ons die toetse, en dan is party van die mense op ons kantoor, dan sê ons, nee, admin is nie net my gawe nie, is my passie. Ek word ge-energized as ek admin doen. Ek sê, dankie Here vir sulke mense, prys die Here. Of om met kinders te kan werk. Is dit nie wonderlik dat die Here sekere mense begaaf om met ander ouens se kinders te kan werk? Ek bedoel, ek het baie keer gesukkel om my eie kinders te werk nie. Een hele dag met my eie kinders was vir my baie keer te veel gewees. En dan jy mense wat as onderwysers geroep is en hulle kan met 40 kinders van ander mense werk vir 'n hele dag, vir 'n hele jaar, en hulle het net daai genade om dit te doen. Ek het 'n bewondering daarvoor. En so het ons natuurlike gawes, en dan het ons die geestelike gawes, en dis wanneer ons wedergebore raak en die Heilige Gees vul ons, en dan vat hy daai skroewedraaiertjie en hy maak hom sommer 'n power tool. En dan kry ons bonatuurlike resultate. Dan het ons ook die toerustingsgawes of die leierskapgawes in Efesiërs 4, en dan is die Bybel belaai met ander gawes soos kunstigheid. En toe hulle die tempel en die tabernakel gemaak het, het God mense begaaf met kunswerke en die kreatiewe of die beeldende kunste, en dan ook die musiekdeel van kunste, en soos wat verskillende tipe gawes. Nou daar's 4 tipes gawes. As ons kan gaan, julle het daai slide nou gehad, die wysheidgawes, die kraggawes, die liefdesgawes en die kreatiewes gawes. Dis ons 4 kategorieë van gawes. Die liefdesgawes, die wysheidgawes, die kraggawes en die kreatiewe gawes. Hoekom is hierdie belangrik? En jy sal vind dat elkeen van hierdie kategorieë 7 gawes in het. Dis interessant, nee. 7 gawes in elkeen van die kategorieë. Die wysheidgawes, ons gaan nou die toets doen, as die meerderheid van jou gawes in die wysheidgroep lê, weet jy wat, dan het God jou op hierdie aarde geplaas vir 'n tyd soos die, om sy wysheid te manifesteer. Hoekom is dit belangrik? Want God is alwys. Hy is die enigste wese wat alwys is. En wanneer iemand op 'n skoolraad dien, soos ek van tevore gesê het, of jy's 'n raadslid by 'n bank, of jy's 'n raadslid by 'n groot firma, of jy is by 'n executive span, of jy lei 'n besigheid en jy lei dit in God se wysheid, dan manifesteer dit dat God alwys is. En wanneer mense sê, hoe weet jy al hierdie goed? Dit is jy so aanwins vir hierdie besigheid, dan sê wel, die Here het my die gawe van wysheid gegee. Ek opereer in sy wysheid. Die gawe van leierskap val onder dit. Die gawe van om met kinders of met jeug te kan werk. Die gawe van onderskeiding en van admin werk val ook onder dit. Die tweede groep gawes is die kraggawes. Dis 'n woord van kennis, dat God jou 'n bonatuurlike kennis, dis nou nie kennis wat jy geleer het op universiteit nie. God gee my byvoorbeeld 'n bonatuurlike insig in iemand soos Jesaja se lewe, en ek kom met hom en ek deel met hom iets wat so privaat is, hy het dit nog vir niemand vertel nie, maar die Here het dit vir my gewys, en dit manifesteer God se krag. Ook die gawe van genesing, die gawe van geloof en die gawe van wonderwerke, en daar 7 van daai gawes. En wanneer ons in daardie gawes opereer, die kraggawes, dan manifesteer ons dat ons God is almagtig, hy's all powerful. En dis belangrik, want daar's 'n wêreld daar buite wat honger is vir iets wat kragtig is. En so as jou meerderheid van jou gawes in die krag kategorie lê, dan het God jou op aarde geplaas to manifest him as all powerful. Dis hoekom jy hier is. Jy gaan jou werk doen, jy gaan jou beroep doen, jy gaan jou besigheid doen, maar jy's eintlik 'n secret agent vir God op aarde, om vir die wêreld te wys, God is all powerful. En dan het ons die liefdesgawes, dis die ouens wat bo gemiddelde kompassie het, mense wat die gawe van barmhartigheid is, as iemand swaar kry, dan trek dit sommer jou hart, en jy wil net dadelik help, en dis die gawe van herderskap, en berading, en bemoediging. Waar is die mense wat sterk is in daai area?
Okay, so 'n paar van julle. En dankie Adrian. En die doel van dit is dat jy is op aarde geplaas om te wys dat God is all loving, dat God net liefde is. Dat God die al liefdevolle Vader is. En wanneer jy klaar is met iemand en iemand bedien het of by iemand tyd spandeer het of iemand by die hospitaal gaan besoek het of net oorgegaan het en vir jou buurman of buurvrou 'n melktert gebak het omdat hulle deur 'n moeilike tyd gaan. En jy stap daar weg, dan daai persoon 'n bewustheid dat God is lief vir my. En dan is die vierde groep gawes, is die kreatiewe gawes. Dis die mense wat kan teken en skilder, soos my seun en my vrou. Die wat kan sing en liedjies skryf en gedigte skryf. Die wat op media en kameras kan werk en al daai tipe van goed kan doen. En wanneer die kreatiewe ouens doen wat hulle beste doen, hoor gou mooi, dan manifesteer hulle God as die skepper God. The Creator. En daar is geen ander God of afgod wat kan claim that it is the Creator nie. Elke ander God is of a creature of creation. Dink gou saam met my. As ek 'n engel of 'n demoon aanbid, dan aanbid ek 'n creature. As ek soos die Hindus 'n bees of 'n skaap aanbid, 'n dier aanbid, dan aanbid ek 'n creature. As ek 'n boom aanbid, dan aanbid ek creation. As ek 'n goudbeeld aanbid, dis 'n creation. Enigiets wat ek by die sterre, die son en die maan, dis creation. So enigiets anders wat ons kan aanbid is of creation of 'n creature, but there is only one creator God en dis God Almagtig. En wanneer daai van ons wat in die kreatiewe gawes opereer, ons ding doen, dan wys ons vir ons wêreld, maar ons God is die skepper God. Hy alleen kan aanspraak maak om die skepper God te wees. En so Paulus skryf hierdie en hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 1, hy sê jaag die liefde na. Miskien kan jy dit vir jou buurman of buurvrou preek. Hy sê hy buurman, buurvrou, sê jaag die liefde na. En sê hierdie vir hom, en wees ywerig in die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Nou my laaste gedagte voor ons die gawe toets doen is dit brand, rooi, warm vir Jesus. Want dis wat daardie woord ywer beteken. Ywer beteken, soos wat jy yster, die van ons wat kan onthou toe hulle staalwerke ek het 'n oomie ontmoet daar in Johannesburg. Hy was een van die laaste ystersmits gewees, wat nog in die land werk gedoen het. Hy het vir Goldreef City al hulle ysterwerke, al daai ou yster, het hy vir hulle gedoen. En hy het my eendag aan sy werkswinkel gevat met sy blaasbalk en dan blaas hy daai yster dat hy so rooi warm, wit warm word voordat hy hom slaan in die regte vorm in. En dis presies wat daardie woord in die Grieks, daai woord ywer beteken om wit warm of rooi warm te brand. Nou vra jy vir my, wat is 'n gelowige, wat is 'n Christen wat aan die brand is vir Jesus? Kan ek vir jou sê, dis iemand wat sy gawes wat God vir hom gegee het, ontdek en dit gebruik om God se lig te skyn, vir God heerlikheid te gee, mense te dien en die kerk te bou. As ons aan die brand vir die Here wil wees, dan moet ons gawes gebruik wat die Here reeds vir ons gegee het. Ons moet dit dalk net ontdek weer of herontdek, ons gawes gebruik om God te verheerlik, om God se lig te laat skyn, mense te dien en die kerk te bou. En wanneer ons dit doen, is ons aan die brand vir Jesus. Beywer julle vir die geestelike gawes. En tog is 80% van ons as wedergebore Christene, weet ons nie eers wat ons gawes is nie. So ons kan sê 80% van die Pinkster en die Vernuwingskerk is nie aan die brand vir Jesus nie. Want hulle weet eers wat hulle gawes is nie. Maar die goeie nuus is, vandag kom die Heilige Gees en hy wil daardie onkunde verwyder. Sodat ons nooit weer die verskoning het dat ons nie weet nie. Nou partykeer sê ons, Jesus man, ek is so bang om in die gawes te opereer, want net nou gaan ek van koers af. Dan dink ek nuus vir jou my boet, as jy nie in jou gawes opereer nie, as jy lankal al van koers af. Is dit alright? Net nou gaan ek buite God se wil as ek in die gawes opereer. Ek het nuus vir jou, as jy nie in die gawes wat God vir jou gegee het opereer nie, is jy lankal al buite sy wil. So dan is dit tyd om in sy wil te kom.
Die Heilige Gees het nie gekom om ons meer godsdienstig, geestelik of weer te maak nie. Hy het gekom om ons kragtig te maak, om ons 'n kragtige getuie te maak van sy wysheid, 'n kragtige getuie van sy almag, 'n kragtige getuie van sy liefde en 'n kragtige getuie van sy kreatiewe skepingsvermoë. En hy sê beywer jou, brand wit warm vir Jesus. Kom ons gee nie vir die wêreld 'n 20% beeld van wie God is nie. Maar kom ons maak daai beeld vol. Kom ons skyn elkeen van ons eie lig. Nou daar's 'n boekie wat ons geskryf het wat elke gawe in bietjie meer detail verduidelik, omtrent 'n halwe bladsy op elke gawe hoe jy dit kan toepas. Jy kan dit kry, daar's ook hy's vol amazing inligting om jou verhouding met die Heilige Gees te groei en hierdie goed te ontpak.